staan ons met geweldige groot eerbied voor U. Dankie dat ons by U mag wees. Dankie dat ons die ontvangers van die groot liefde kan wees. Dankie dat U Gees hier tussen ons is, om ons te leer en te onderrig, soos U beloof het U sal. Amen. Nou, kom ons bring lof aan die koning van die konings. Ons eerste lied, laat Heer die vrede deur my daal. Kom ons staan, ons sing dit lekker saam. Die voorsangers om te bly staan, want julle gaan nou weer, ons gaan nou weer van julle gebruik maak. So staan julle net so terwyl die res van ons sit. Dis Pinkstertyd. Wat beteken Pinkster? Die Engels gebruik die woord Pentecost. Nou Pentecost help jou want dis soos 'n pentagram is 'n tekening met 5 punte, né? So daai 5 is in die woord Pentecost. 50 dae na Jesus se opstanding uit die dood. 40 dae eintlik na sy opstanding het hy opgevaar hemel toe en nog 10 dae later, na volle 50 dae, is die Heilige Gees uitgestort oor die kerk. Dis waar die naam vandaan kom en in Nederlands gebruik hulle die woord dan nou meer Pinkster en dis wat in Afrikaans by ons kom land het. Dis waar die woord vandaan kom. Ons vier die 50 dae na die opstanding van Jesus uit die dood. Toe hy opgevaar het hemel toe en toe hy sy belofte nagekom het, toe hy gesê het, ek sal my Vader vra en hy sal vir julle 'n ander helper stuur wat altyd by julle sal wees. As dit nie gebeur het nie, het ons nie vandag hier gesit nie. Het jy nie vandag die lewe van Christus gehad nie? Was jy uitgelewer aan jou drange, aan jou woede, aan jou emosies, aan jou bye? Was ons almal net so diere wat mekaar traai opvreet en verslind het? Maar die koms van die Heilige Gees het vir ons nuwe lewe beteken. Dat ons ook soos Jesus kan wees en Jesus se lewe in ons gevorm kan word. Dat ons kan verander, dat ons van sondaar, selfsugtige tipe mense kan verander na mense wat toegerus is deur die Here en sy heerlikheid demonstreer waar ons ook al leef. Dis die Heilige Gees se werk daai. En daarom vier ons die koms van die Heilige Gees op so 'n fantastiese manier. In Suid-Afrika het hierdie unieke ding ontstaan, hier in die 1800s, daar rondom Woester, toe dit Pinkstertyd was. Toe was daar net 'n beweging van die Heilige Gees wat onverklaarbaar was, maar mense het net aanhou stroom kerk toe, en die diens het nie klaar gekry nie. Mense het aanhou kom en klop en sê, maar ons wil ons saak met die Here regmaak. En dit het so aangegaan vir maande. En uit dit uit het in die NG Kerk die gewoonte ontstaan om hier oor Pinksterdienste te hou. Waar ons sê vir 'n tyd lank, 'n klompie dae aan mekaar, wag ons op die Heilige Gees, vra ons dat hy sy diep werk in ons sal doen. En daarom dat ons dan nou vanoggend en ook vanaand, maandag, dinsdag, woensdag aande, so saam is om te sê, Heilige Gees, kom doen u werk in ons. En ek dink, kom ons bid dit saam in hierdie volgende lied, wat sê, kom o Skeppergees, kom doen u werk in my asseblief. Dankie. As jy jou Bybel daar by jou het, nooi ek jou om op 2 plekke oop te maak. Ons gaan oopmaak in Romeine 12, waar ons 'n vers gaan lees, en dan ook Daniël hoofstuk 1, diep in die Ou Testament. As jy daar wil oopmaak. Of anders dan sommer net op jou foon kyk, né? Die lekker van om die Bybel op jou foon te hê, het ek ontdek, as jy ooit ergens vir iemand moet wag, jy sit in 'n dokter se spreekkamer, nou moet jy wag of wat ook al, hy's mos nou altyd byderhand, so jy kan net onmiddellik jou Bybel uithaal en goeie tyd met die woord van God spandeer. So ek het al dankbaar geraak as mense laat is vir afsprake. Yes, want dat ek Bybelleestyd, dis baie lekker. So hou hom op jou Bybel, op jou foon byderhand, altyd 'n bargain om hom daar te hê. Kom ons bid saam. Here God, wat 'n eer en 'n voorreg. Ons het u woorde oorgelewer oor baie jare en eeue, en hier kan ons vandag sit in 2025 en dit oopmaak
En dieselfde inspirasie, dieselfde Gees wat gespreek het 2000 jaar terug, se stem hoor in ons dag, in ons tyd, in ons taal. Wat 'n voorreg. Ons bid dat dieselfde ding vandag hier weer sal gebeur. Spreek, Here, u kinders luister graag. Amen. So, Romeine 12 vers 2 sê die volgende. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan blaai ek al die pad terug na Daniël 1 toe, wat sê, in die 3de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag, en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat, en hy het dit daar in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebeere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israelitiese jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag, en uit die geslag van vername mense. Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël en Hanania, Misael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Belsasar genoem, Hanania Sadrag, Misael Mesach en Asaria Abednego. Daniël het hom voorgenem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Nou, julle ken waarskynlik die res van die verhaal soos hy daar verder verloop, maar kom ons lees net tot daar. Die Here se plan, al die tyd vir sy kinders, was dat ons 'n lewe van oorvloed sal lei. 'n Lewe waarin ons 'n veerkragtige geloof het, wat al die stampe en die stote van die lewe kan hanteer. So hoe lyk so 'n lewe? 'n sterk geloofsveerkragtige lewe. Dink jy dit lyk so? 'n huwelik op die rotse, 'n hopeloosheid, 'n onvervullende beroep, klomp finansiële stres, vrese, verslawings, familieonmin en bakleierery, 'n gejaagde lewe waar jy ry in jou eie briekligte vas, 'n klomp skuld, 'n klomp, dit pyn my om te sê, maar ek praat soveel keer met kerkmense, gelowige mense, en ek sien ons lewens lyk so gejaag, so verward, so deur mekaar geknoop. Daai oorvloed lewe wat die Bybel van praat, sien 'n mens dikwels nie in mense se lewens nie. Soveel kerkmense mis daai lewe wat die Here bestem het en beplan het vir sy kinders. En die ergste van alles is, hierdie is baie keer die goed wat ons aangee vir die volgende generasie. Want hulle sal mos nou die voorbeeld volg wat hulle in die ouerhuis kry. So as jy baie kort af en stuurs en stom met mense is, dan gaan jou kinders waarskynlik met tyd saam kort af en stuurs en knorrig raak met mense. As jy nie jou finansies so bestuur dat daar 'n plek en ruimte is om vir die Here se werk met 'n oop hand te leef nie, gaan jou kinders by jou presies dieselfde voorbeeld kry. Ons gee vir ons kinders aan dit wat ons het. En as jou geloofslewe daar is, gaan jy vir kinders daarna toe kan vat. As jy daar is, kan jou kinders daarheen vat. So hoe ontwikkel 'n mens 'n veerkragtige geloof, 'n sterk lewenskragtige geloof? 'n Ou met die naam Daniël gaan ons help. Nou, ons skuif die oorlosie terug na so 605 jaar voor Christus. Babylonië is die sterkste moondheid in die wêreld. Hulle leermagte gaan en hulle neem nasie na nasie na nasie oor.
Hulle is verskriklik kragtig. En so kom hulle ook en hulle neem Jerusalem oor en die beloofde land, Israel. Hulle vat net eenvoudig die mense oor, verslaan die dorpe en die stede, slaan hulle mure plat, neem die mense gevange daarna waar hulle is. Hulle doen dit ook met Israel. Nou moet jy weet, Babylonië is wild, dit is 'n baie goddelose stad, dit is ryk en losbandig, soos die Las Vegas van hulle tyd. So, daar is allerhande okkultiese praktyke aan die gang, daar is towenaars en al sulke geite en goede. Maar nou Israel, die Here se volk, leef op hierdie stadium ook nie reg nie. Hulle leef nie soos die Here wil hê hulle moet nie. Hulle luister nie na die profete nie. Hulle ignoreer God se woord heeltemal. En die Here sê, die tyd is ryp om my mense te straf. Ek wil hulle moet vasgevat word. Ek weet nie of jy het opgemerk het nie, maar die vers 2 wat ons gelees het sê, die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag. Die Here het besluit, dis nou tyd. Julle het nou lank genoeg ongehoorsaam aan my geleef, nou moet julle die gevolge dra van julle dade. Hy straf sy volk. Maar selfs as hy hulle straf hy hulle in liefde. So hulle wêreld is skielik omgedop. Nebukadneser kom, hy neem Jerusalem oor, hy vat hulle jong mense en hy vat hulle weg in ballingskap na sy land toe. Dis 'n interessante ding wat hy doen, Nebukadneser. Hy vat hulle nie soort hulle slawe sal wees wat handearbeid doen nie. Hy soek die clever ouetjies. Hy soek die ouens met IQ en logika. Nee, hy het baie mooi gekyk. Uit die koninklike geslag, uit die geslag van vername mense, soek hy jong manne sonder liggaamsgebrek, toegerus met kennis, verstandig en bekwaam om in die paleisdiens te doen. Hy vat die room van die oes. En hy sê, ek soek julle vaardighede, ek soek julle intelligensie, maar in my diens. Nou vir 3 jaar gaan hulle deur 'n induksieproses. Hy wil hulle kultuur verander, hy wil hulle denke verander, hy wil hulle inkorporeer in sy magtige struktuur, sy koninkryk. So, alles verander, hulle moet die taal aanleer van Babylonië, hulle moet hulle skrif aanleer. En dis nou in 'n tyd toe miskien 2% van die bevolking kon skryf, nee? So hierdie ouetjies, hulle was van daai 2%. Nie alleen dit nie, maar ek bedoel, hulle word ingenooi om aan die koning se tafel te eet. Nou jy moet nou weet, Daniël en sy 3 vriende is nou in hierdie groepie. Die Bybelkommentare sê hulle was miskien so 14, 15, 16 jaar oud op hierdie stadium. Hierdie jong manne word nou hier in die koning se paleis ingetrek en hulle denke moet nou verander. Hulle leefstyl moet verander, hulle godsdiens moet verander. Een van die eerste dinge wat hulle doen is hulle verander hierdie jong manne se name. Nou Daniël beteken God is my regter. Sy ouers het hom so gedoop. God is my regter. Maar daar in die vreemde word sy naam van hom weggevat en hulle gee hom 'n nuwe naam, Beltsasar. En dit beteken basies dis Marduk se vrou se naam, een van hulle afgode. Hanania se naam beteken God is genadig. Hulle vat sy naam van hom weg en hulle gee hom die naam Sadrag, wat beteken onder die afgod Aku se bevel. Die ander vriend van hulle se naam is Misael, wie is soos ons God? En hulle gee hom die naam Mesach, verneder deur Aku. En die laaste van hulle chommies, Asaria, Jahwe is my helper. Hulle verander sy naam na Abednego, wat beteken dienskneg van Nebo. So jy kan sien hoe hard probeer hulle om hierdie jong manne te stroop van hulle waardes, van dit wat hulle glo, en hulle in 'n nuwe stelsel in te druk. Hulle dieet verander, hulle eet nou van die koning se tafel af, die koning se wyn. Dis nie enige ou hier jy Oddbins wyntjie nie, né? Hierdie is nou kwaliteit wyne, hierdie is Rupert and Rothschild wyne. So hulle kry die beste van die beste, jong latte, en skielik is hierdie tafels, hierdie feesmaal daar. Ek wou amper sê hulle verlei hulle met skaapchoppies en so, nee, so ek bedoel en bacon en eiers ontbyt, jy weet, want dit sou jy nou nie in 'n Joodse huis kry nie.
Wat doen Daniël? Toe hulle nou vir Daniël en sy vriende sê, hierso, kom eet, geniet, waardeer. In hierdie proses eers, maak Daniël 'n besluit. Hier vers 8 sê dit so mooi, hy sê, Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het na die hoofpaleisbeampte gegaan en vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Die ou sê vir hom, jong, ek het nou nie eintlik sê in die saak nie, ek moet julle op 'n sekere dag aan die koning present, en dan as julle nou sleg lyk, dan is dit my kop wat nou afgekap word. En die Heilige Gees gee vir Daniël die wysheid om te sê, maar gee ons net 'n toetsperiode, 10 dae. Ons gaan 10 dae nie van jou kos eet nie, net groente eet, dan kyk ons na 10 dae hoe lyk dinge. En die Here maak daai hoofpaleisbeampte goedgunstig en hy sê, okay, kom ons doen dit so. En na 10 dae weet ons nou uit soveel beter gelyk. Die amptenaar het hulle toe versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming gemaak en na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. En toe sê hy, nee, dis fyn. Julle kan nou maar so aangaan, dit is reg. Maar van hierdie punt af in Daniël se lewe is daar 'n traject wat ons sien reg deur die boek Daniël. Hy is van een gesagsposisie skuif na die volgende posisie van gesag. Die Here plaas hom op plekke waar hy 'n invloed kan uitoefen, waar hy sy lig kan laat skyn as gelowige, in goeie tye en in slegte tye. En dan lees ons hier in die laaste vers van hoofstuk 1, Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Dit is in die jaar 539 voor Christus. Met ander woorde, vir 65 jaar het Daniël sy lig laat skyn. Het die Here hom geseën, het hy hierdie sterk geloofs-oortuigings bly handhaaf en 'n impak gemaak deur in 'n vreemde wêreld, in 'n vreemde omgewing, het hy gestaan by sy oortuigings en die Here het hom geëer. So watter faktore het gemaak dat Daniël hierdie tipe van invloed kon leef en hierdie tipe van geloof kon uitleef daar in die vreemde? Ek dink die heel eerste ding wat vir my nog uitstaan is, hy het gekliek. Ons is nie uitgelewer aan die heidense kultuur waarin ons is nie. Ons hoef nie met hulle saam te vloei en saam te span nie. Ek is 'n kind van die koning en sy waardes sal altyd in my hart bly, ongeag wat ook al gebeur. En ek dink is tyd dat ons dit snap. Ons land het onder ons voete baie verander. Daar's ander kultuur, daar's ander media, daar's ander waardes wat geld, maar dit beteken nie jy en ek hoef maar net saam te vloei. As al die ander mense korrup is, dan moet ons nou maar ook korrup wees. Nee. As al die ander die padreëls verontagsaam of basies die reëls verontagsaam, dan moet ek ook mos nou maar sê wie. Jy het jou waardes en jy hoef nie saam te vloei met wat die media sê oor hoe slordig ouerskap moet wees, of hoe goddeloos tieners hoef te wees, of hoe materialisties mense hoef te wees nie. Jy kan 'n besluit maak, ons is nie uitgelewer nie. Nou, hoe het Daniël en sy jong maats staande gebly? Ek dink God het vir hulle 'n wonderlike oplossing gegee. En daai oplossing het ons gevind alreeds in die name wat hulle in hulle ouerhuis ontvang het. Hulle het groot geword in 'n ouerhuis waar gereeld vir hulle gesê is, onthou, God is jou regter. Jy moet eendag voor hom gaan staan, jy moet vir hom rekenskap gee van jou lewe, so altyd hou hom voor oë. Hulle het groot geword in 'n huis waar daar vir hulle geleer is, Jahwe is my helper. Al is jy in watter penarie, in watter moeilike omstandigheid, roep sy naam aan, hy is jou helper. Misael, wie is soos God? Daar is niemand soos God nie. Marduk, Aku, Belsasar, wat ook al die ander gode van die omgewingsname is, nie een van hulle kan naaste by wees wie ons God is nie. Ons sal ons oë op hom hou. En Abednego, ons God is genadig. Wat 'n voorreg om so te kon groot word. En ek dink hulle ouers het hulle gedurig herinner aan hulle name. Jy onthou wat jou naam? Jy onthou hoekom ons jou daai naam gegee?
Dis wat jou lewe moet werd wees. Dis wat jou lewe moet simboliseer. Hulle het groot geword in Joodse ouerhuise en in Joodse ouerhuise was daar die gebruik tot vandag toe dat hulle in die oggend en in die aand saam die Shema sê. Daai kort stukkie in Deuteronomium 6. Hoor o Israel, luister o Israel, die Here ons God is een. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Elke oggend, elke aand in 'n Joodse huis word hulle dit geherinner. So hierdie ouetjies het met vaste geloofsgewoontes in hulle huis groot geword. Dit het hulle gevorm, dit het hulle karakter gevorm en dit het hulle waardes gevorm. En so was hulle toegerus, toe hulle skielik in die vreemde ingeruk word en in vreemde omstandigheid is, en die mense wil hulle stroop van hulle geloof, toe is hulle geloof reeds op vaste fondasies gebou. Ek wil vir jou sê, jy kan al die ouerskapboeke lees, wat jy in die hande kan kry in die boekwinkel, nee. Maar as jy wil weet hoe jou kinders gaan uitdraai, gaan vandag huis toe, en gaan spandeer so 'n klompie minute voor jou spieël. Want dit wat jy in die spieël sien, dis hoe hulle op die ouend gaan uitdraai. As jy werkulus is, gaan jy werkulus kinders kry. As jy aggressief bestuur, hulle gaan aggressief bestuur. As jy bedagsaam en liefdevol optree teenoor gewone mense soos die pakker en spar, hulle sal dieselfde doen, want hulle sien die voorbeeld by jou. Ek dink 'n tweede ding wat vir my uitstaan in Daniël se storie is, God sit sy ligdraers soms op donker plekke neer. Jy sê, ek geniet glad nie die plek waar ek werk nie. Die mense is nasty, dis 'n baie giftige omgewing, elke ou is vir homself, ek hou nie van my baas nie, ek weet nie waar jy is en wat jy doen nie, maar ek het vir jou slegte nuus, die Here gaan jou nie net wegvat en jy sit in 'n heilige plekkie nie. Hy het jou lig nodig daar in daai donker plek. En dis wat hy doen met hierdie ouetjies. Hulle het nie gehoop en nie beplan dat hulle uit hulle ouerhuise gaan geruk word in hulle tienerjare nie. En dat hulle deur in die vreemde geplaas gaan word met geen manier om terug te keer huis toe nie. Hulle lewe is onomkeerbaar verander. Maar die Here sê, dis my plan vir julle, want daar in die vreemde is daar ligdraers nodig. En ek vat julle soontoe, sodat julle lig kan laat skyn. Soms sit die Here jou juis langs daai buurman wat jy nou het vir goeie redes. Daai buurman moet iets sien van 'n omgee, vriendelikheid, van iemand wat sê ek stel belang, van iemand wat soms kan oorstap en sê kan ek vir jou bid want ek sien dit gaan swaar. Eerens moet ons weet, ons gaan nie net gekarrel word nie. Eendag in die hemel gaan ons 'n spul gelowiges saam wees, dit gaan heerlik wees. Maar terwyl ons op aarde is, sit die Here ons neer op plekke waar ons lig moet skyn in 'n donker wêreld. En nou is dit so, terwyl ons nou in hierdie donker plek gesit word, is daar gedurig stemme wat in ons lewens inpraat en ons moet begin onderskei tussen hierdie stemme. Daar's die stem van die media en daar's die stem van die sekulêre wêreld wat aanhoudend vir jou gaan vertel, dis hoe jy jouself moet laat geld en dis hoe jy moet optree as mense jou te nakom. Hulle gaan daai goeie vir jou sê, maar jy kan kies, wil jy na daai stem luister of wil jy luister na die stem van die Here? Die ene wat gedurig met jou wil praat, sy wil aan jou openbaar en soos Jesus sê, die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dit vat 'n manier van lewe saam met die Here om gedurig en gereeld te luister na sy stem. Dit kom nie van self nie. Ek dink dis die een ding waarin die NG Kerk so arm is. Baie van ons mense weet nie om te onderskei hoe die Here met ons praat nie. Maar hy wil, want hy het uitdruklik gesê, my skape ken my stem. Dis deel van kind van God wees. En hy wil dit met elkeen van ons deel, wanneer ons luister. Daniël het onderskei op hierdie stadium, dis die Here se stem. Ek gaan hier 'n streep in die sand trek, en ek gaan nie toelaat om myself te besoedel op hierdie manier nie. En ek wil vir jou sê, soms gaan dit baie guts vra, om op te staan en jou stelling te maak.
gesels met 'n dame in ons gemeente in hierdie week. Sy is 'n kunsverkoper. So sy's gereeld tussen skilders en kunstenaars en sy verkoop hulle produkte en hulle kuier lekker saam. Maar sy sê daar's 'n groot komponent van die kunstenaars wat los van die geloof leef. En so is daar toe hierdie spesifieke kunstenaar wat siek geraak het en hy's sterwend en hy's op sy sterfbed en sy was deurentyd het sy direk met hom gepraat. Waar staan jy in die geloof? Is jy reg vir die ewigheid? Kan ek vir jou bid? En aanvanklik was sy houding, ag, jy weet, los maar. En op 'n stadium toe sê hy vir haar, weet jy, my hele lewe lank het ek nooit die Here gedien nie. Hoekom sal ek nou vals wees en skielik sê ja, bid vir my? Sy sê, maar dis nie vals nie. As die Here met jou praat, dan moet jy luister. En letterlik op sy sterfbed maak hy sy saak met die Here reg. Toe sit nou die diens, die gedenkdiens na die tyd, nê, die begrafnisdiens, maar hulle hou nie begrafnis nie, is nie in die kerk nie. Dis by 'n kunsgalery en almal praat nou maar net oor sy mooi lewe wat hy gehad het, maar niemand praat oor die hoop van geloof nie. Sy staan op, sy sê ek wil vir julle net vertel. 2 dae voor sy dood, toe het ons hierdie gesprek. En toe het ek vir hom direk gekonfronteer en daar het hy saam met my gebid. En daarom kan ek nou vir julle sê, hy's hemel toe. En jy kan dieselfde besluit maak. Sy sê na die tyd amper die helfte van die mense met haar kom praat en sê, wow, dankie vir dit. Die res van ons, weet ons tap dance so om die issue, maar jy het dit aangespreek. En ons groot waardering vir dit. So soms moet ons as Christene net die moed van ons oortuiging hê om in 'n situasie op te staan en te sê, hier wapper ek nou die vlag van geloof. Take it or leave it. Maar dis waar ek staan. Daniel het dit gedoen. Dit vra baie guts en jy gaan getoets word daarop. Op 'n stadium is sy maat, sy vriende in 'n vuuroond gegooi omdat hulle nie wou buig voor 'n koning nie. Op 'n stadium is hy in 'n leeukuil gegooi omdat hy steeds gebuig het voor sy koning, voor die Here. Jy gaan getoets word. Maar deur die toets het die Here hom vasgehou en by hom gestaan en hom gedra deur dit als. Hoe dra daai oortuigings oor van een geslag na die volgende? Jou kinders sien dit raak. Hulle sien daai oortuigings. Chip Ingram is 'n ou wat baie boeke geskryf het oor jeugwerk en hy vertel dat hy 3 jong latte en hulle het een keer gaan fliek en hulle so 'n halfuur in die fliek. Toe vat hy hulle hande en hy sê hier gaan ons en hulle stap uit die fliek uit. En hulle sê pa, hoekom waai ons nou? Die fliek het nou skaars begin. Hy sê, het julle dit nie gehoor nie? Wat gehoor, pa? Hulle het Jesus se naam 3 keer lelik gebruik in daai fliek. En vir my is dit 3 keer te veel. Sorry, ek kan dit nie luister nie. Maar pa, almal doen dit. Nee, ons doen dit nie. Hier gaan ons. Hy sê hulle was dikbek en hulle was vies want hulle kon nou nie 'n fliek klaar kyk nie. Maar toe hulle op Waarstee is, toe het hulle begin met 'n beweging om die naam van die Here in ere te hou. Dit wat hulle gesien het as 'n voorbeeld saam met hom, toe hulle klein was die voorbeeld wat hulle nageleef het later as studente. So hoe word sulke oortuigings gevorm? Ek dink eerstens deur jou ouers wat daai fondasies lê. Dan word dit op 'n stadium jou eie oortuiging, dit wat jy van oortuig is. Maar ek dink ook wat vir Daniel baie gehelp het, was sy vriendekring. Hy het vriende uitgesoek wat dieselfde waardes as hy nagestreef het. En hulle het mekaar ondersteun, mekaar se hande hoog gehou. Noem dit sy selgroep, noem dit sy mannegroep wat vroegoggend by mekaar kom. Ek weet nie, dalk het julle so iets. Maar eers waar jy mense vind wat jy weet, hulle staan saam met jou deur dik en dun. Hulle sal hierdie vuur gaan saam met jou. Ek dink op die ou end is Daniel se geslaagde geloofslewe die resultaat van 'n eenvoudige antwoord. Ja of nee. 'n Eenvoudige antwoord op hierdie vraag. Is dit jou begeerte om meer aan hierdie sondige wêreld gelyk te word? Ja of nee? Nee, baie eenvoudig. En as jy sê nee, ek wil nie meer aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
dan snap jy wat Daniël gesnap het en wat Romeine 12 sê. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dis hoe Daniël daai lewe kon lewe. 65 jaar van geslaagde ligskyn in 'n vreemde wêreld. Hy het geleer om te onderskei wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is, omdat hy 'n keuse gemaak het. Ek gaan nie gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie. Hoe raak dit jou? Wel, ergens moet jy ook daai besluit maak, né? Wil ek meer aan die sondige wêreld gelyk word of nie? En dan maak jy die besluit. Daar's sekere goed wat ek nie meer gaan doen nie. Daar's ander goed wat ek meer doelbewus op gaan fokus. Byvoorbeeld, daar's aanhoudende sosiale media wat gedurig skree in jou ore en daar gaan tye kom wat jy dalk net daai geluid moet afdraai en sê ek gaan vir 'n tyd lank nie airtime gee vir hierdie goeders in my lewe nie. Ek wil op die Here se woord fokus. En ek kan nie 'n beter tyd aan dink as Pinkstertyd om dit te sê nie. Tussen nou en volgende week vir jouself doelbewus te sê, kom ek vas van televisie kyk, ek vas van sosiale media, ek vas van Netflix en al daai ander goed, en ek draai daai stem stil, sodat ek in daai tyd meer van die Here in my lewe kan hê. Sy stem duideliker kan hoor. As jy altyd doen wat jy van tevore gedoen het, gaan jy altyd dieselfde resultaat kry, né? Dit maak tog net sin. Ergens moet 'n ou nie meer dieselfde doen nie. En die stemme wat inspreek in jou lewe verander, sodat jy duideliker die stem van die Here kan hoor. Daniël het dit gedoen. En hy kon onderskei wat vir die Here goed en aanneemlik en volmaak is. Hy laat vir ons 'n fantastiese voorbeeld. Enigeen van ons kan dit navolg, enige dag. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U die een is wat met ons 'n pad wil stap. Dankie dat U ons uitnooi en sê, ek weet, ek glo in jou. Die geloof wat in jou hart groei en geplant is sterk. Maar kom ons ontwikkel dit na die plek toe waar dit lewenskragtig kan wees. Waar dit 'n impak kan maak oor 'n lang termyn wat baie lewens aanraak. En daarom is ons hier, Here, sodat U Gees daardie werk in ons kan voortsit. So Here, ons kyk na U, ons leer van U. Ons vra, help ons ook, Here, om minder aan hierdie sondige wêreld gelyk te word en meer te fokus op U stem. Die koning van die konings. Amen. Ek wil jou vandag herinner aan hoe onbeskryflik lief die Here jou het. Toe jy nog 'n sondaar was, het hy jou reeds raak gesien. En hy het gesê, jy is vir my kosbaar. Ek wil verskriklik graag 'n wonderlike, liefdevolle verhouding met jou hê. En hy het gedroom van hoe so 'n lewe sal lyk, waar sy lewe binne in jou is, en deur jou skyn, en mense na jou kan kyk en die lewe van Jesus kan raak sien. 'n Lewe vry van die mag van sonde, verlos van Satan se heerskappy, sodat jy die Here met vrymoedigheid kan dien. En daarom het Jesus aarde toe gekom. En daarom het hy my en jou oortredings en skuld op hom geneem. En daarom het hy vrywillig die pad gestap tot by die kruis. Is sy liggaam uitmekaar geskeur, het sy bloed uit sy lyf uitgetap, as betaling 'n losprys vir jou. Jesus sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dis presies wat hy vir jou gedoen het. Hy het die prys betaal
Hy het sy lewe gegee sodat jy kan lewe. En in die proses toe gee hy vir jou wedergeboorte, 'n nuwe kans, 'n tweede kans om 'n kind van die Vader te wees, vry van jou verlede, heel gemaak deur hom. En hy sê, elke nou en dan, moet jy 'n bietjie brood vat, bietjie wyn vat, eet dit, drink dit en dink daaraan dat ek jou so lief het, dat ek my lewe gegee het vir jou. En ons gaan vandag weer deur daai proses. So ek wil nooi vir die diakens om vir ons die tafel voor te berei. En dan gaan ek ondertoe en dan gaan ons die nagmaal elemente uitdeel totdat almal dit het. En as almal die broodjies het en almal die kelkies het, gaan ek dit vir ons instel en ons gaan dit saam gebruik. Dankie Annetjie. Die brood wat ons neem en eet, is 'n getuienis van die vrygewigheid van die Here. Hy gee homself vir jou. Hy gee sy liggaam vir jou. Hy sê ek wil graag deel wees van jou lewe. So die brood wat ons breek is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus Christus ter wille van jou sy lewe gegee het. Wanneer ons die wyn drink, dan vier ons die geweldige groot liefde wat Jesus vir jou het. Dat sy bloed gevloei het vir jou. Dat hy die prys betaal het vir jou. En deur sy bloed wat vir jou gevloei het, het daar 'n nuwe verhouding tussen jou en die hemelse Vader moontlik geword. Wow. Niemand anders kon dit doen nie. Geen ander naam onder die hemel is vir ons gegee waardeur ons daardie pad na die Vader toe kan kry nie. Net Jesus. So wanneer jy die glasie neem dit, drink en dink daaraan dat die kosbare bloed van Jesus vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik net in daai spasie te bly van waardering vir die Here. In 'n stil gebed en net uit jou hart uit vir die Here te sê, Here, opnuut bevestig ek weer my liefde vir U. Net so in 'n stil gebed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, en vandag is ons weer opnuut daarvan bewus. U groot liefde vir elke ene van ons. Ongeag van hoe ons lewens lyk, ongeag van hoe ons liefde vir U lyk. U liefde vir ons bly altyd sterk, onveranderlik, ewig vloeiend na ons toe. Dankie daarvoor, Here. Ons wil U eer met ons hele lewe. Amen. Kom ons neem 'n oomblik en ons gee ons offergawes vir die koning van die konings. Here God, so baie dankie vir elke gawe, elke geskenk, elke finansiële bydrae wat hier vanoggend gegee is vir U werk en vir U kerk. Dankie dat ek weet U is lief vir U kerk. U kerk is U bruid. U wil sien dat sy versorg is, dat sy groei, dat sy sterk is. En daarom bid ons, Here, dat U die kerkraad wysheid sal gee in die hantering hiervan.
Ons bid saam, Here, dat U vir die gemeente sal begelei deur hierdie proses waardeur hulle tans gaan. 'n Proses van om te beroep na Dominee Martin se weggaan. En dat hulle iemand moet vind wat hulle herder sal wees, wat vir hulle sal omgee en liefhet. Iemand wat vir hulle vir jare sal leer om naby aan die Here te wandel. So ons gebed is, Here, dat U vir U gemeente sal lei in die beroepingsproses en dat U vir hulle die persoon sal gee wat na aan die hart lê, terwyl hulle saam die pad agter U aanstap. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Ons is by die einde van ons diens. Ons gaan 'n slotlied sing en daarna die seën ontvang en soos ek dit verstaan, dan gaan die kinders na katekese toe en die ander van ons na koffie en tee toe, nee. Dit is hoe dit werk. Ek wil jou uitnooi. Vanaand se Pinkster 6:30, praat ek nou meer spesifiek met gesinne. Ouers, kinders en oor geloofsvorming in ons huis. Beste praktyke wat julle kan beoefen en maniere en kreatiewe idees om julle geloofslewe in die huis te verryk en mooi te maak. So dit gaan 'n lekker gesprek wees, ek weet dit. En dan maandag, dinsdag, woensdag praat ons verder oor die proses van geloofsvorming. Dis vir ouderdom 5, 15, 50 of 85, maak nie saak nie wat jou ouderdom is nie, maar dis baie praktiese maniere hoe jy jou geloof kan verdiep. En die kans is goed dat jy dit nie onlangs gehoor het nie. So ek dink hopelik is jy nuuskierig genoeg om te sê, wat? Kan hierdie dominee my nog ietsie leer? Kom kyk. En jy sê vir my na die tyd, anders gee ek jou geld terug, hoor. Dis dan nou maandag, dinsdag en woensdag saam, terwyl ons Pinksterfees vier. Nou ja, kom ons staan, ons sluit af met hierdie pragtige lied.